Vriende, vanaand is nie soos ander aande nie. Ons het nie gekom om te vier nie. Ons het nie gekom om vinnig by die opstanding uit te kom nie. Ons het gekom om te onthou. Om stil te word en om stadiger te beweeg as wat ons gewoonlik sou doen. Om doelbewus in te stap in 'n oomblik wat vir ons baie maklik sou wees om net eenvoudig te wou vermy. Om net eenvoudig verby te wou beweeg. Ons kom nader nie met haastigheid nie, maar met eerbied na die kruis van Jesus Christus. Sien, vanaand gaan ons nie die gewig van Goeie Vrydag probeer lig maak nie. Ons gaan nie antwoorde probeer afdwing waar net stilte eintlik nodig is nie. Ons gaan nie probeer om die pyn van Goeie Vrydag te versag nie. Ons gaan dit dra, maar ons gaan dit saam doen. Ons gaan stap, tree vir tree, deur die laaste woorde van Jesus. Elke kers wat hier om my is, verteenwoordig lig. Maar soos wat elke vlam uitgedoof word ons herinner hoe die wêreld ook om ons donkerder geword het. Hoe hoop begin verdwyn het en hoe stilte die plek van sekerheid begin inneem het. En tog, selfs in die duisternis, was God nie afwesig gewees nie. Selfs waar dit stil gevoel het, was God besig om te werk. En ek nooi jou vanaand om nie net te luister nie, maar laat jou verbeelding werk. Neem jouself in die storie in, sien die kruis, hoor die klanke, voel die spanning, voel die swaarheid en voel ook die stilte. Bring jou pyn, jou vrae, jou dankbaarheid. Bring jou hele lewe saam met jou vandag na die kruis toe. En laat toe dat die kruis daarmee praat. Laat toe dat die kruis vanaand met jou praat. Maar kom ons begin in stilte. Die eerste frase waar ons gaan stil staan vanaand is in Lukas 23 vers 34. Dat Jesus gesê het, my Vader, vergeef hierdie mense. Hulle weet glad nie waarmee hulle nou besig is nie. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hier by die begin van die kruisiging hoor ons nie 'n skree van pyn nie, maar ons hoor 'n gebed. En nie 'n gebed van verligting nie, maar 'n gebed vir ander. Ons sien hier moet ons stadig beweeg, want in hierdie oomblik hang Jesus nie net daar nie. Hy is daar omdat hy gekies het om daar te wees. Hy sien die soldate wat hom aan hierdie kruis vasgespijker het. Hy hoor die spot, die gelag, die verwerping. En in plaas daarvan om te reageer met oordeel, spreek hy eenvoudiglik net vergifnis. Dit is amper ondenkbaar, want my en jou natuurlike reaksie op seer is om te wil terugslaan. Ten minste net om onsself te wil verdedig. Maar Jesus kies en hy wys vir ons 'n ander pad. Hy tree in, hy pleit, hy vra vir genade vir mense wat self nie eers daarvoor vra nie. En dit wys vir ons iets van God se hart wat ek en jy partykeer maklik miskyk. God se eerste beweging na sondige mense is nie verwerping nie. Dis genade. Dis nie afstand nie, maar uitnodiging. En tog
raak dit ons diep persoonlik. Want is maklik om hierdie woorde te hoor en op ander toe te pas. Maar die kruis bring dit nader. Het vra my en jou, wie is die hulle in jou lewe? Wie het jou seer gemaak? Wie het jou teleurgestel? Of wie het jou dalk onreg aangedoen? Dalk nog dieper, waar het jy dalk self ander seer gemaak? Sonder om dit in volle te besef. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons dinge wat ons doen, woorde wat ons sê, reaksies wat ons het, wat ander diep raak, sonder dat ons dit altyd besef. En tog selfs daar bid Jesus, Vader, vergeef. So vanaand staan ons nie bo ander nie. Ons staan saam, as mense wat vergifnis nodig het. As mense wat geroep word om ook te vergewe. En ons jaag nie verby hierdie oomblik nie. Ons laat dit insink. Ons laat toe dat God se genade stadig ons harte sag maak. Genade gespreek, terwyl die spykers nog vars is. Liefde gegee aan die wat dit nie verdien nie. Vergifnis vloei, waar oordeel verwag word. Vader, vergeef hulle. Vader, vergeef hulle. Die tweede frase van Jesus waarby ons stil staan is in Lukas 23 vers 43. Jesus gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En langs Jesus hang daar twee manne. Beide gebreek, beide skuldig. En albei van hulle is naby aan die dood. En tog reageer hulle heeltemal verskillend. Die een verhard homself, hy spot, hy verwerp en hy sluit sy hart. Maar die ander een sien iets. Miskien sien hy onskuld. Miskien sien hy genade. Dalk sien hy eenvoudiglik net hoop, wat daar nie veronderstel is om hoop te wees nie. Hy kyk na Jesus en hy sê, Jesus, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. Dit is nie 'n perfekte gebed nie. Dit is nie teologies volledig nie. Dit is eenvoudig. Dit is eerlik. En is desperaat. Maar bo en behalwe dit alles is dit genoeg. Jesus draai nou om nie met 'n les nie, nie met 'n voorwaarde nie, maar met 'n eenvoudige belofte. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek dink ek en jy moet die skok hieraan eintlik voel. Want hierdie man het niks oor om te gee nie. Geen goeie werk om op terug te val nie. Nie tyd om te gaan regmaak wat hy verkeerd gedoen het nie. Maar tog word hy verwelkom. En dit wys vir ons dat redding nie iets is wat ek en jy bou nie. Is iets wat ek en jy eenvoudiglik net ontvang. Genade word nie verdien nie. Dit word vrylik gegee. En dalk sit jy vanaand hier met dieselfde gevoel wat daai man aan die kruis gehad het. Dalk voel jy vanaand dat dit te laat is. Dat daar te veel in jou storie agter jou lê. Dat jy nie genoeg het om na God te bring. Om te regverdig dat jy moet vergewe word nie. Maar hierdie oomblik aan die kruis fluister vir ons iets anders. Hierdie oomblik sê juis vir ons dat dit nie te laat is nie.
Selfs in jou laaste asem kan genade jou ontmoet. En vir ons wat al lank glo, herinner dit ons ook net weer. Ons het nie begin deur te verdien nie. En ons kan ook nie nou vorentoe beweeg deur te probeer om te verdien nie. Ons leef eenvoudiglik net uit genade. So ons rus vir 'n oomblik hierin. Nie in ons pogings nie, maar in sy belofte. Sterwende man met niks om te bring nie. 'n gebroke lewe ontvang ewige hoop. 'n fluistering van geloof word 'n sekerheid van genade. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die derde frase van Jesus waarby ons stil staan is in Johannes 19, vers 26 en 27. Vrou, daar is jou seun. Kyk, daar is jou moeder. In die middel van hierdie chaos sien Jesus. Hy kyk af en hy sien sy eie ma, Maria. Die een wat hom gedra het. Die een wat hom groot gemaak het. Wat nou hier staan en kyk hoe hy sterf. Sien, ek dink nie ons kan die volheid van die pyn van daai oomblik regtig ten volle begryp nie. En tog in daai oomblik waar Jesus besig is om te ly, sien hy haar raak. En hy draai nie weg nie. Hy sluit nie homself af nie, hy bly oop. Hy bly bewus en hy bly liefdevol. Vrou, daar is jou seun. Seun, daar is jou moeder. Sien, selfs in hierdie oomblik verstaan Jesus. Selfs in hierdie laaste oomblikke bou hy. En by die kruis gebeur meer as redding alleen. Daar word 'n nuwe gemeenskap gevorm. Mense wat nie deur bloed verbind is nie, maar deur genade. Mense wat mekaar dra, wat mekaar sien, en wat mekaar se laste help om ligter te maak. En dit bring dit baie naby aan ons. Want sien ons regtig mekaar. In 'n wêreld waar almal besig is, waar pyn meeste van die tyd net eenvoudiglik weggesteek word, waar mense glimlag, maar agter die skerm swaar dra, sien ons mekaar. Van die kruis roep ons nie net om God lief te hê nie, maar om mekaar lief te hê, op 'n praktiese en sigbare manier. Om nie net verby te kyk nie, om nie onbetrokke te bly nie, maar om soos Jesus, selfs in moeilike tye, steeds lief te hê. So ons sit vir 'n oomblik en ons vra, Here, wees daar wat ek dalk moet raak sien. In die skadu van die kruis, sien liefde steeds. In die pyn van die oomblik, sorg liefde steeds. Waar alles uitmekaar val, word 'n nuwe familie gevorm. Vrou, daar is jou seun. Die vierde frase waarby ons stop, is Matteus 27 vers 46. Jesus gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Sien, hier verander die atmosfeer. Die lig is minder, die stilte is swaarder en die oomblik is dieper. My God, waarom het U my verlaat?
Dis nie net woorde nie. Dis 'n kreet. Rou, eerlik en oop. Jesus wat van ewigheid af in perfekte eenheid met die Vader geleef het, ervaar nou vir die eerste keer iets wat hy nog nooit ervaar het nie. Die volle gewig van sonde. Die waarheid van die skeiding van die Vader. Die stilte. Ons moet versigtig wees om nie te vinnig te wil verduidelik aan hierdie oomblik nie. Want hier is misterie. Hier is diepte wat ons nie volkome kan verstaan nie. Maar wat ons van hierdie oomblik kan weet is, hy dra wat ek en jy moes dra. Hy ervaar wat my en jou sonde vir ons sou bring. En hy stap die pad tot in die donkerste plek. En selfs daar sê hy my God. Hy sê nie net God nie, maar my God. Selfs in die gevoel van verlatenheid is daar nog steeds hierdie vasgryp. En vir elkeen wat al gevoel het dat God ver is, dat gebede stil val en dat die hemele stil is, hier is troos. Want Jesus het self daarin gestap. Hy ken daardie gevoel. En dit beteken dat selfs wanneer God stil voel, is hy nie weg nie. So vanaand los ons nie hierdie spanning op nie. Ons probeer dit nie regmaak nie. Ons sit in die stilte. En ons laat dit wees. Die stilte groei. Die duisternis verdiep. Die gewig druk swaar. Die hemel voel ver. My God, waarom het U my verlaat? Die 5de frase waarby ons stil staan is in Johannes 19 vers 28. Eenvoudige woorde wat Jesus gesê het, ek is dors. Dit is net 3 woorde, maar tog dra dit soveel. En Jesus is nie verwyderd van menslike pyn nie. Hy's binne in dit. Sy liggaam is besig om in te gee. Sy krag is op en elke asem is moeite. Die een wat gesê het, ek is die lewende water, staan nou dors. En dit herinner ons dat hy werklik mens geword het. Nie halfpad nie, nie net in voorkoms nie. Volledig, totaal en al. Hy het gevoel wat ons voel. Hy het ervaar wat ons ervaar. Maar tog hou hy niks terug nie. Hy gee alles. Elke druppel energie, elke asem, elke stukkie van homself. En is nie 'n gedeeltelike offer nie. Dit is totaal. En dit bring ons by 'n eerlike vraag. Maar hoe lyk my en jou oorgawe? Want ek en jy hou graag iets terug. 'n Deel van ons hart, 'n deel van ons beheer, 'n deel van ons lewe. Maar die kruis wys vir my en jou iets anders. 'n Liefde wat alles gee. So ons sit vir 'n oomblik en laat hierdie eenvoudige woorde diep insak. Ek is dors. Die liggaam breek. Die asem raak min. Alles word gegee. Niks word teruggehou nie. Die bron van lewe word self dors. Ek
is dors. Die tweede laaste frase wat ons by stil staan, is in Johannes 19 vers 30. Eenvoudige woorde wat sê, dit is volbring. Hier hoor ons nie 'n fluistering nie, maar 'n verklaring. Dit is volbring. En dit klink soos 'n einde, maar dit is eintlik 'n voltooiing. Die werk waarvoor hy gekom het, is nou klaar. Elke profesie vervul. Elke sent se skuld is betaal en elke hindernis is verwyder. Daar's niks meer wat bygevoeg kan word nie. Maar tog leef ek en jy so gereeld asof daar nog iets oor is. Ons probeer nog bewys. Ons probeer nog verdien. Ons dra nog skuld wat reeds gedra is. Maar hierdie woorde staan vas. Dit is klaar. Dit is volbring. Volledig, finaal en onherroepelik. Die kruis laat nie oop punte nie. Dit bring vrede, dit bring versoening en dit bring toegang. En vanaand word ons genooi om dit te glo. Nie net met ons gedagtes nie, maar diep binne in my en jou harte. Om te rus in dit wat reeds gedoen is. So ons staan stil, nie in onsekerheid nie, maar in verwondering. Die werk is klaar. Die prys is betaal. Die skuld is gedra. Die pad is oop. Genade staan vas. Dit is volbring. Die laaste frase waar ons stil staan is in Lukas 23, vers 46. Jesus gesê het, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Dis die laaste woorde. Dis nie chaos nie. Dis nie paniek nie. Dis vertroue. Vader, in U hande. Na alles. Die pyn, die stilte, die gewig, kom hierdie ongelooflike oomblik van oorgawe. Jesus hou nie vas nie. Hy probeer nie om beheer te hou nie. Hy vertrou volledig. Dis miskien die moeilikste deel vir my en jou, want ons wil beheer hou. Ons wil sekerheid hê en ons wil self dinge vashou. Maar die kruis wys vir ons 'n ander pad. Om los te laat. Om oor te gee. En om te vertrou selfs wanneer ons nie alles verstaan nie. En dalk is dit vanaand jou uitnodiging. Wat hou jy nog vas? Wat moet jy oorgee? Want selfs in die donkerste oomblik is die Vader se hande steeds veilig. Die laaste asem, die laaste oomblik. Alles word gegee. Alles word vertrou. Rus in die Vader se hande. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Een lig bly oor. Klein, flikkerend, alleen. Die lig van die wêreld. Maar nou lyk dit asof die duisternis wen. Die skare is stil, die hemel is donker, en die oomblik swaar.
En ons jaag nie vorentoe nie. Ons bly presies hier. Want dit is waar die disippels was. Geen antwoorde nie. Geen duidelikheid nie. Net stilte. En dan die lig. Verdwyn. Vanaand gaan ons uit in stilte. Soos wat die disippels ook het. Ons beweeg vorentoe sonder sekerheid. Soos wat die disippels ook het. Ons beweeg uit vandag met die wete dat Sondag op pad is. Maar met die realiteit van die gewig wat op Goeie Vrydag vir my en jou gedra is. Christus is dood. Die graf is geseël. Maar Sondag is op pad.